Môre, môre, môre. Hoe gaan dit by julle? Ek hoop dit gaan goed en dat julle lang naweek baie lekker was en dat julle uitgerus het en kan sien vir 'n splinter nuwe week. Dit is lekker om elke oggend saam met julle te kuier. Ons is al in die maand van Mei. Ja, en ons begin die koue al lekker te voel in die oggende vroeg en mag julle harte elke dag warm klop deur die wonderlike werk van die Heilige Gees in ons lewe. Ek wil graag hierdie week begin met 'n baie bekende vers, Matteus 4 vers 19. Jesus wat sy disippels geroep het en dan staan daar, hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Het julle al gehoor van die woorde FOMO en YOLO? FOMO is FOMO en YOLO is IOLO. Nou daar's 'n jong denkende ouetjie in Centurion, sy naam is Reino Meyer, en hy het eendag gesê, ek ly aan FOMO en YOLO. Maar hy verklaar gelukkig wat dit beteken. Ek dink ons jonger mense sal dit dadelik weet. FOMO staan vir Fear of Missing Out. En YOLO staan vir You Only Live Once. En dit is twee toestande saam met die teenwoordigheid en die leiding en die wysheid van die Gees. En dit maak my lewe een groot avontuur. En my verbeelding, veral as dit kom by disippelskap en die koninkryk van God en die kerk, dit word dikwels gestimuleer deur ervarings anders as net die alledaagse dinge. Dis kere wanneer ek my lyf skuif. En Reino sê, dit is hoe ons moet dink aan hierdie twee terme, nê? Nou wat hy in sy beiderwetse manier van praattaal eintlik probeer sê het, is dat almal van ons disippels kan wees as ons net geleenthede soek en as ons bereid is om te beweeg, om iets op te offer en om iets daadwerkliks te doen. So dink maar net bietjie, hoe kan jy vandag iets anders vir jou mense doen of sê wat hulle gaan verras? Of dat hulle dalk weer sal nie laat dink oor God se liefde vir hulle. Wat kan jy by jou werk doen wat mense sal laat dink oor God se genade en oor sy goedheid? Waar kan jy iewers in hierdie maand iemand se hart raak wat dit die minste verwag? Jesus het gesê, ek sal julle vissers van mense maak. En dit is inderdaad wat hy jou en my oproep om te gaan wees. So moenie uitmis op geleenthede nie. Dink hoe jy anders kan wees in jou optrede. Hoe jy die een kan wees wat negatiewe gesprekke kan swaai na positiewe gesprekke, geloofsgesprekke, dinge wat nie oor 5 minute nie meer gaan saak maak nie, maar wat oor 5 minute nog die lewens van mense kan verander. Ek en jy leef net een keer. Kom ons gebruik daai geleenthede. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil regtig buite my bokse beweeg in die manier hoe ek ander mense benader. Help my om dit vandag te doen. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n geseënde en 'n wonderlike dag hê. Dan praat ons môre weer. Totsiens.